Nou vriende, ons is tans besig met hierdie baie besondere reeks wat handel oor die Here Jesus Christus se ware identiteit. Nou, ek het vir u gesê dis 'n uitvloeisel van ons reeks wat ons laas jaar begin het oor die profesie van die Here Jesus daar in Jesaja 9 vers 5 dat hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Ons het alreeds na al daai groot waarhede gekyk en ons het sommer gespring na die Nuwe Testament en dan uit hierdie baie besondere gedeelte gelees daar uit Kolossense 1 vers 15 tot 18. Daar staan, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. En ons het nou alreeds die gedagtes hanteer oor die identiteit van Christus en ons het gekyk na sy verhouding tot God, dat hy is die ewe beeld van God, sy verhouding tot die heelal, hy is nie geskape nie, maar hy skepper, sy verhouding tot die onsigbare wêreld, dat in die hemel en op aarde is daar geen een wat bo hom is nie. Hy is in beheer van alles en almal. En dan het ons begin stilstaan by hierdie baie besondere verhouding van Christus tot sy kerk. Ek het vir u gesê, hy is die hoof van sy kerk, en hierdie kosbare metafoor word in die Bybel gereeld gebruik, dat hy is die hoof van die kerk, en die kerk word vergelyk met die liggaam. Vriende, baie belangrik, dat hy is die een wat vir ons sê wat om te doen. Die kerk sê nie vir Christus wat om te doen nie, maar Christus sê vir die kerk wat om te doen, want ons besef hy is die hoof, en die Bybel verklaar hom as die hoof van die kerk. Hy het die kerk in die lewe geroep. Dis nie die inisiatief van 'n mens gewees nie, was nie die voorstel van een of ander kommissie of organisasie nie. Christus self het sy kerk in die lewe geroep en hy is die hoof van sy kerk. Ek het vir u gesê gister, hy is die lewensbron van sy kerk. Met ander woorde, hy gee nie net aan sondaars geestelike lewe nie, maar hy hou hierdie geestelike lewe in stand tot die dag dat ons hom in sy heerlikheid sal sien. Daar is baie mense wat na my toe kom en vir my sê, maar Gerard, weet, my oom het die Here gedien en hy was 'n ouderling op die kerkraad en hy was ou wat gebid het vir siek mense en hy was ou wat evangelisasiewerk gedoen het en vandag stel hy niks belang in godsdienst nie. Hy glo nie meer die Bybel is die waarheid nie. Het hy verval van die genade, het hy net teruggeval, die Engelsman gebruik die woord, het hy gebackslide, en dan kom ek gewoonlik by die Bybelse antwoord uit, dan sê ek nee, hy was nog nooit 'n kind van die Here nie. En dan vra hulle my dikwels, hoe kan ek so sê? Dan vat ek hulle maar net terug na die skrif toe. As die Here 'n goeie werk in ons begin het, sal hy dit volëindig. Daar's baie mense wat oorgawes maak aan die Here. Daar's baie mense wat met die mond sê hulle is Christene, maar jy sien geen geestelike lewe nie. As jy aan die Here Jesus behoort, sê die Bybel, sy ware identiteit is nie net die een wat lewe kom bring en kom gee deur sy gees en sy soendood aan die kruis nie, maar hy hou daardie lewe in stand. Daar is 'n vers daar in 1 Johannes 2 vers 19 wat my altyd aan die hart gryp, wanneer ek kom by hierdie gesindheid van mense wat eens op 'n stadium in aanhalingstekens die Here gedien het, en nou hom heeltemal verwerp. En Johannes sê, hy sê, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. En dis vriende die groot ding vandag in die kerk van die Here. Mense wil getalle najag, maar hulle maak nie seker dat mense geestelike lewe het nie. Luister, ek is nie daar om my kerk vol te maak nie. Ek is nie hier om u besig te hou vir 10 of 15 minute elke oggend nie. Ek is hier om u op te roep, om u klaar te maak om God te ontmoet. En ek wil jou vra, as jy nie standhoudende geestelike lewe het nie, dan moet jy jouself die vraag afvra, behoort ek aan die Here? Dit beteken nie ons val nie somtyds nie. Dit beteken nie dat ons sondeloos is nie. Dit beteken nie dat ons somtyds deur gedagtes, woorde en dade struikel nie. Maar die Bybel sê vir ons 7 maal val die regverdige, maar elke keer staan hy op. Hoekom? Want Jesus is die lewensbron van sy kerk. Vanmôre se boodskap. Jesus gee sekerheid oor die opstanding aan sy kerk as eersteling uit die dode. En ons moet onsself die vraag afvra vanmôre, wat beteken dit dat Christus die eersteling uit die dode is? Dis baie interessant. Kolossense 1 vers 18 sê, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode.
Nou hierdie woordjie in die Grieks, vriende, wat praat van eersgeborene, dui op rangorde eerder as eerste geskape. Met ander woorde, voordat die skepping bestaan het, voordat die heelal soos ons dit ken daar was, is Christus gewees, want hy is God. Hy was altyd daar gewees, hy is die hoof oor alles wat hy geskape het. Openbaring 1 vers 5 sê vir ons, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Vriende, was Jesus die eerste een wat opgewek is? Dink gou. Nee, hy was nie die eerste een wat opgewek is nie. Ons lees van Lazarus, wat gesterf het en opgewek is. Jairus se dogtertjie, wat gesterf het en opgewek is. Nou, wat bedoel die Bybel as hy sê dat Christus is die eersgeborene uit die dode? Dis eenvoudig dat Jesus in rangorde die belangrikste sou wees wat opgewek is en nooit weer sou sterf nie. Jy sien, Lazarus is opgewek, hy het weer gesterwe. Die dogtertjie van Jairus is opgewek, sy het weer gesterwe. Christus is opgewek om nooit weer te sterwe nie. Die Bybel sê vir ons, hy het sy lewe kom aflê om dit op te neem, omdat hy die Godmens is, wat sy lewe kom gee, sodat sondaars gered kon word. Jy sien, as die Godmens het Jesus sy lewe eenmaal kom aflê, om dit weer op te neem, en hy leef vir ewig. Daardie pragtige lied sê, omdat hy leef, sien ons kans vir môre. Jy sien, omdat hy leef, sal ons vir ewig lewe. Omdat hy deur die dood gegaan het, het die dood geen houvas meer op ons nie. Daarom sien ons uit na môre. Daarom kan ons hierdie bose wêreld tegemoet gaan elke dag, omdat ons weet Christus lewe. Omdat ons weet, vriende, volgens die woord, dat hy die eersteling uit die dode is. Hy is die eerste in rangorde. Hy het gesterf, juis om ons sondedraer te word. En ag vriende, die Bybel sê die dood, die graf, die hel kon hom nie vasgehou het of oorwin het nie, want hy is Heer en Meester van alles. Hoor hoe pragtig beskryf die opstandingshoofstuk dit vir ons. En jy moet tog daardie klompie verse in 1 Korintiërs 15 gaan lees, want hierdie is 'n baie besondere gedeelte en daarmee gaan ek afsluit. Hier staan dit baie duidelik, as dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle, dat daar geen opstanding van die dode is nie, is 'n vraag wat Paulus vra, en ek dink hierdie vraag is net so relevant vir ons dag en tyd. Gaan lees die deursnee teoloog wat in koerante skryf, wat op blogs op die internet skryf, wat boeke skryf, die meeste van hulle is boos in hulle wese, want hulle ontken die opstanding van Christus, en dit laat jou met 'n hopelose toekoms. Ek wil vir u sê, die meeste teoloë vandag hoort nie die naam teoloog te dra nie, want 'n teoloog is iemand wat 'n studie van God doen, wat hom bring by aanbidding. Teoloë is vandag hoogmoedig, hulle dink hulle weet beter as God, beter as die Bybel, hulle is arrogant in hulle verstaan van sekere dinge, hulle dink hulle kennis is bo God se kennis, en mag elke teoloog wat die opstanding van Christus ontken, die Bybel sê, laat hy 'n vervloeking wees. Want as jy evangelie verkondig in stryd met wat die Bybel vir ons leer, wat die apostels aan ons oorgelewer het, sê die Bybel, laat daardie persoon 'n vervloeking wees. En ag vriende, die Bybel sê, al sou 'n engel van die hemel kom en ons die evangelie verkondig in stryd met wat Christus verkondig het en wat die apostels verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Is ek tereguit? Dink jy miskien ek is miskien ongenaakbaar in my uitsprake? Nee. Ek dink die oorgrote meerderheid teoloë lei mense hel toe, omdat hulle God haat en sy seun Jesus Christus. En hulle het soos wolwe in skaapsklere op kansels gekom. Hulle is huurlinge, wat wanneer die wolf kom sal vlug, en die skape sal los om verskeur te word. Hulle self is huurlinge, hulle self is vernietigers van mense en van hulle siele. Maar kom ons kom verder uit by die skrif. Die Bybel sê as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook ons geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. En nou sê Paulus, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sonde. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. En nou kom hy in vers 19, hy sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou,
Hierdie vers 20 is my kosbaar, maar nou kan jy met 'n highlighter in jou Bybel dan ook uitlig. Maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Want hierdie verganklike vriende moet met die onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met die onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met die onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Die vraag, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Vriende, Christus is die een wat die dood oorwin het, sodat ons ook in hom hierdie oorwinning eendag kan smaak. Ek onthou my maat, ek dink dit was 53-jarige ouderdom, kanker gekry en sy's net so voor of net na 54ste verjaarsdag oorlede. En ek onthou die dag toe ek by die hospitaal instap, toe hulle nou al die arms afgebind en sy lê daar in die bed en ek kyk so na die liggaam wat voor my lê en hierdie verse kom in my hart na vore. Dood, waar is jou angel? Luister, vir 'n kind van God is die dood maar net 'n oorgang na die lewe saam met Christus. Daarom, omdat Christus, vriende, die dood oorwin het, omdat hy die een is wat die eersteling uit die dode is, gee hy sekerheid aan sy kerk en sy kinders, dat ons ook eendag saam met hom sal leef, saam met hom sal regeer. Daarom sluit ek af met vers 58 van 1 Korintiërs 15. Met hierdie waarheid wat ons vanmôre gehoor het. Daarom my geliefde broeders, my geliefde susters, geliefde kinders van God, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Hou op luister na almal se idees, se opinies, na sogenaamde geleerdes se gedagtes oor die skrif en oor God en oor Christus. Luister, buig by die woord van die Here. Buig en vra, open my oë, Here, dat ek kan sien die wonders uit U wet. Dat ek hoop kan skep, nie net vir die dag van môre nie, maar ook vir die toekoms, waar ek vir ewig saam met U sal wees. Baie groete, baie liefde, baie seën, staan vas in die vryheid, waarmee Christus U vrygemaak het. Mooi dag verder. Tada.